Vandag is ons nou by ons 4de lesie wat gaan oor die oplos van vergelykings. Nou in ons eerste lesie het ons gekyk na lineêre vergelykings. Toe het ons gekyk na lineêre vergelykings met hakkies en in ons derde les het ons gekyk na lineêre vergelykings met breuke. In vandag se lesie gaan ons nou kyk na kwadratiese vergelykings. So die vraag wat ons vir ons vra is, wat is 'n kwadratiese vergelyking? Een kwadratiese vergelyking is 'n vergelyking waarvan die hoogste mag van x 2 is. So 'n voorbeeld van 'n kwadratiese vergelyking sal ietsie wees soos x² minus 8x plus 12 is gelyk aan 0. Want onthou, ons vergelyking het altyd 'n is gelyk aan, en hier kan ons nou mooi sien, ons hoogste maggie van x is 2. So wat is 'n kwadratiese vergelyking? Dit is 'n kwadratiese 3-term wat gelykgestel word aan 0. Wat belangrik is om te onthou, daar is altyd 2 waardes vir x by 'n kwadratiese vergelyking. So sal daar 3 waardes vir x wees by 'n 3de graadse vergelyking, 4 waardes vir x by 'n 4de graadse vergelyking. Wanneer ons hierdie x-waardes opgelos het, is dit belangrik om te onthou, die waardes van x word die wortels van die vergelykings genoem. As daar beperkings op die noemers is, kan een of meer van die waardes wegval. Dikwels kan 2 of meer van die oplossings dieselfde wees. Nou die metode wat ons gebruik vir die oplos van kwadratiese vergelykings geld ook vir enige vergelyking van die 3de graad of die 4de graad. So die metode wat ons gaan gebruik, gaan oor die volgende beginsel. As ons byvoorbeeld sê A maal B is gelyk aan 0, dan sal ons kan sê A is gelyk aan 0, want as A gelyk is aan 0, gaan ons sê 0 maal B is gelyk aan 0. Of ons kan sê B is gelyk aan 0, want as B gelyk is aan 0, kan ons sê A maal 0 gaan mos gelyk wees aan 0. Wat baie belangrik is die regterkant moet gelyk wees aan 0. En die tweede ding met ons kwadratiese vergelyking is die linkerkant moet gefaktoriseer wees. So as ons nou vir ons stappies gaan neerskryf, dan gaan ons sê stap 1, dan sal stappie 1 wees, bring al die terme na die linkerkant, sodat die regterkant gelyk is aan 0. Nou wat sal julle dink is stap 2 dan? Dis reg, stap 2 is baie belangrik, faktoriseer jou linkerkant volledig. In stappie 3, as ons nou kyk na ons metode en die beginsel wat ons op gaan werk, stel ons elke faktor gelyk aan 0. As ons gefaktoriseer het, het ons nou ontbind in sy faktore, so ons stel elke faktor gelyk aan 0 en bepaal die waardes van x dan. Goed, so kom ons kyk byvoorbeeld. My vraagie sal vra, los op vir x.
As ons nou kyk na die eerste voorbeeldjie wat ons saam doen, het ons nou x² minus 8x is gelyk aan min 12. So as ons nou mooi kyk na hierdie voorbeeld, kan ons nou al sien, die hoogste mag van x is 2. En die ander maggie wat ons nou hier sien is 1. Ek sien ek het 3 terme. So wat is ons eerste stappie? Ons bring al die terme na die linkerkant, sodat my regterkant gelyk is aan 0. So ek bring al die terme na die linkerkant, sodat my regterkant gelyk is aan 0. Met ander woorde, hierdie min 12 moet oorgaan. Min 12 is nou 'n konstante, so ek gaan hom skryf as my plus 12 wat hy nou word, as hy oor die is gelyk aan gaan, en dit is gelyk aan 0. Goed, nou wat sê my tweede stappie vir my? Faktoriseer die linkerkant volledig. Ons het mos nou faktorisering al baie mooi geoefen. So, ek gaan kyk na my vergelykingkie. Ek het 2 hakies. Hier sien ek het 'n plus voor my laaste term. Dit beteken die 2 tekens in my hakies moet minusse wees. Nou gaan ek sê die faktore van 12, wat se som vir my 8 gee, en dit is 6 en 2. So ek het hom nou gefaktoriseer, en dit is gelyk aan 0. Onthou, nou is hy gefaktoriseer, so hierdie is my faktor 1, en hierdie enetjie is my faktor 2. Nou sê my reël vir my verder, stel elke faktor gelyk aan 0. My stappies sê vir my verder, stel elke faktor gelyk aan 0. Ek kan met ander woorde sê, daarom gaan x minus 6 gelyk wees aan 0, of x minus 2 is gelyk aan 0. Nou gaan jy los op vir x. En hierdie los op vir x doen jy mos nou net soos jou gewone lineêre vergelyking. Onthou, jy wil x alleen hê, so jy vat die min 6 oor, met ander woorde x is gelyk aan 6, of by jou tweede faktor, gaan jy jou min 2 oorvat, so dan kry jy x is gelyk aan 2. Daar het jy nou net mooi al jou eerste enetjie opgelos. Kom ons kyk na ons tweede voorbeeld. As ons byvoorbeeld het 4x² is gelyk aan 9. Wat was stap 1 nou weer? Stap 1 is al die terme na die linkerkant, en ons regterkant moet gelyk wees aan 0. Met ander woorde, ek gaan hierdie 9 oorvat na my linkerkant toe, so ek het 4x² minus 9 is gelyk aan 0. Julle kan nou mooi sien, die hoogste mag van my x'ie is 2. As julle nou hier mooi onderskei, het ons 1, 2 terme wat geskei word deur 'n minus, en al 2 is verskil van vierkante. En my volgende stappie sê mos my faktoriseer die linkerkant. So ek kan hier sien my linkerkant het ek verskil van vierkante, so ek gaan my reël toepas. Met ander woorde, ek het my 2 hakies, een hakie is 'n plus, een hakie is 'n minus, 4x² se vierkantswortel is 2x, 9 se vierkantswortel is 3. My derde stappie sê vir my, stel elke faktor gelyk aan 0. So wat kan ek hier sien? Ek sien hierdie is my 1 faktor, en hierdie is my ander faktortjie. So,
Ek gaan sê, daarom is 2x plus 3 gelyk aan 0, of 2x minus 3 is gelyk aan 0. Nou gaan ek vir x oplos, op die gewone manier wat ons by lineêre vergelykings geleer het. Goed, so, ek wil x alleen hê, so die 3 gaan oor, dan word hy 2x is gelyk aan minus 3. Nou moet ek die volgende stapie doen, ek wil x alleen hê, so ek deel die linkerkant deur 2, wat ek links doen, moet ek regs doen, so ek kry x is gelyk aan minus 3 op 2. Of as ek na my volgende enetjie toe gaan, die minus 3 gaan oor na die regterkant toe, want ek wil 2x alleen hê, dan word hy plus 3. Om x nou verder alleen te kry, moet ek deel deur 2, wat ek links doen, moet ek regs doen, met ander woorde, x is gelyk aan 3 op 2. By my derde voorbeeldjie het ek nou 18x tot die mag 3 is gelyk aan 49x kwadraat minus 10x. Nou as ek nou mooi hier kyk, kan ek nou sien dat ek het 'n derde graadse vergelyking. Maar ons het nou mooi gesien, ons derde graadse vergelyking doen ons presies dieselfde as met ons kwadratiese vergelyking. So ons bring alle terme na links. En ons maak ons regterkant gelyk aan 0. Met ander woorde, die 49x kwadraat gaan oor en die minus 10x gaan oor. Dan het ons 18x tot die mag 3 minus 49x kwadraat plus 10x is gelyk aan 0. Ons volgende stapie is om die linkerkant te faktoriseer. Nou kan julle sien duidelik hier by ons linkerkant. Die eerste ding waaraan ons moet dink is ons 'n gemeene faktor kan uithaal. So ek sien nou hier, ek kan x gemeen uithaal, dan hou ek oor 18x kwadraat minus 49x plus 10. En dit is gelyk aan 0. Nou kan julle mooi sien, wat het ons nou hier in die hakies? Ons het nou 'n kwadratiese 3-term. So, ons moet nog steeds verder faktoriseer, want ons linkerkant is nog nie klaar gefaktoriseer nie. As ek my reël gaan toepas, dan sien ek het 'n plus voor die laaste teken, met ander voor die laaste term. Ek gaan dieselfde teken hê, so al twee tekens gaan minus wees. Nou moet ons net ons faktorisering doen om te bepaal watter faktore van 18 en 10 gaan vir my by 'n som van 49 uitbring. Nou tannie dinkie 18 en 1 gaan werkie, so ek dink dit moet 9 en 2 wees. So kom ons kyk, as ons 9 en 2 het as die faktore van 18, ek dink nie ons gaan met 10 en 1 werk en met 1 en 10 nie, dit gaan nie vir my by 49 uitbring nie. So ek sal moet kyk na 5 en 2 en 2 en 5. Maar as ek nou oor kruis gaan vermenigvuldig, dan gaan ek hier sien 9 maal 2 is 18 en 2 maal 5 is 10 en as ek hulle bymekaar tel, kry ek maar 28. So dit gaan nie daai kombinasie wees van 5 en 2 nie. So kom ons kyk, as ons kyk na ons kombinasie van 2 en 5, as ek nou oor kruis vermenigvuldig, kry ek 9 maal 5 is 45 en ek kry 2 maal 2 is 4 en 45 en 4 as ek hulle bymekaar tel, kry ek
49. So my gefaktoriseerde hakkie gaan wees 9x min 2 en 2x min 5. Wat sê ons derde stappie? Ons derde stappie sê vir ons stel elke faktor gelyk aan 0. As ons nou mooi hier kyk, kan ons sien hierdie is ons faktor 1. Hierdie deel is ons faktor 2 en hierdie enetjie is ons faktor 3. So ek gaan sê daarom x is gelyk aan 0 of 9x minus 2 is gelyk aan 0 of 2x minus 5 is gelyk aan 0. Nou gaan ons laaste stapie doen deur vir x op te los. Die eerste een is hy klaar reg, x is gelyk aan 0. By my volgende enetjie moet ek die min 2 oorvat, so ek kry 9x is gelyk aan 2. Ek wil x alleen hê, so ek moet deel deur 9, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry x is gelyk aan 2 op 9. By die volgende ene vat ek die min 5 oor, so ek kry 2x is gelyk aan 5. Ek wil x alleen hê, so ek moet deel deur 2, wat ek links doen, moet ek regs doen, so ek kry x is gelyk aan 5 op 2. Ons kyk na ons volgende voorbeeldjie wat soos volg lyk: x maal met x plus 3 is gelyk aan 0. Nou wat hierso baie belangrik is, kan jy sien, my linkerkant is klaar gefaktoriseer. En wat sien ons nog? Buiten dat die linkerkant klaar gefaktoriseer is my regterkant gelyk aan 0. Met ander woorde, wat is die stappe wat ons gaan doen het? Jy stel elke faktor gelyk aan 0. So waar sien ek is my faktore? Ek kan sien ek het hierso is my eerste faktortjie en hierdie een is my tweede faktor. So ek kan bloot net sê daarom is x gelyk aan 0 of x plus 3 is gelyk aan 0. Nou wil ek x oplos, so ek moet daai enetjie oorvat, so ek kry x is gelyk aan min 3. Want onthou, hierdie x gelyk aan 0 is klaar een van die antwoorde. Julle kan nou weer eens sien, ons het 2 antwoorde. As ons kyk na 6x kwadraat plus 6 is gelyk aan 13x. OK, wat het ons gesê is ons eerste stappie? Ons eerste stappie is alle terme na die linkerkant. En dan saam met dit moet ons regterkant gelyk wees aan 0. Met ander woorde, ek gaan die 13x oorvat. Maar let nou baie mooi op, die 13x kom oor, hy verander van 'n plus na 'n min. En Tannie skryf hom in die middel, sodat ek my vergelyking in dalende magte van x het. Want nou sien ek het 'n kwadraat en 'n 1, so hy is nou in dalende magte van x. Ons moet net kyk of ons 'n gemeene faktor kan uithaal, want wat is ons volgende stapie nou? Ons faktoriseer die linkerkant. Goed, so sien ons kan nie 'n gemeene faktor uithaal nie. Met ander woorde, ek gaan my gewone faktorisering doen. Ek kan nou sien, ek gaan 2 hakkies hê.
Die plus het klaar vir my besluit wat my teken in die hakies gaan wees, so al twee gaan minusse wees. Nou is dit die faktore van 6, wat se som vir my moet 13 gee. So kom ons kyk, 6 is 3 en 2, en as ek nou dink ek wil by 'n som van 13 uitkom, gaan die ander een 2 en 3 wees, want nou kan ek sê, 3 maal 3 is 9, 2 maal 2 is 4, en 9 plus 4 gee vir my 13. My teken het ek mos nou vooraf besluit, so ek weet dit is 3x min 2 en 2x min 3. Volgende stapie sê vir ons moet elke faktor gelyk aan 0 stel, so ek het 3x minus 2 is gelyk aan 0, of ek het 2x minus 3 is gelyk aan 0. En nou gaan ek vir x oplos. Op die gewone lineêre manier. Goed, so ek wil x alleen hê, met ander woorde, ek gaan die min 2 oorvat, dan kry ek 3x is gelyk aan 2. Ek wil x alleen hê, so ek moet deel deur 3, want ek links doen, moet ek regs doen, so ek kry x is gelyk aan 2/3. Of as ek nou kyk na my volgende enetjie, het ek my 2x, en dan moet die min 3 oorgaan na die regterkant toe, en dit word 'n plus 3. Ek wil x alleen hê, so ek moet deel deur 2, wat ek links doen, moet ek regs doen, met ander woorde, ek kry x is gelyk aan 3/2. Kom ons kyk net gou na die volgende voorbeeld ook. 4x² is gelyk aan 3x. Nou hierso is dit baie belangrik. Jy mag nooit deel met die onbekende nie. Want jy weet nie wat hierdie onbekende is nie, so jy weet nie of hy positief of negatief is nie. So jy mag nooit deel met die onbekende nie. Dis baie belangrik. So wat moet ons doen? Ons gaan ons gewone stappies doen. Jy vat al jou terme links. Sodat jou regterkant gelyk is aan 0. Jy pas net die patroon die heeltyd toe. Goed, met ander woorde, as ons hom nou oorvat, dan beteken dit die 3x moet links kom. So ons het 4x² minus 3x is gelyk aan 0. Nou wat is ons volgende stappie? Jy faktoriseer jou linkerkant. As ek nou my linkerkant faktoriseer, gaan ek in die eerste plek sien, ek haal my x gemeenskaplik uit, want dit is die enigste gemeene faktor wat ek het. Nou het ek 4x minus 3 wat oorbly. Nou my derde stappie is, stel elke faktor gelyk aan 0. En as ons nou mooi sien, kan ons sien hierdie is my eerste faktor, hierdie enetjie is my tweede faktor. Met ander woorde, ek gaan sê x is gelyk aan 0, en dit is sy finale oplossing, of 4x minus 3 is gelyk aan 0. Ek wil x alleen hê, so ek vat die 3 oor. Ek kry met ander woorde 4x is gelyk aan 3. Ek wil x alleen hê, so ek deel deur 4, wat ek links doen, moet ek regs doen, so ek kry x is gelyk aan 'n 3/4. As ons kyk na die voorbeeld 3x² plus 18x plus 27 is gelyk aan 0. Nou kan ek sien my eerste stappie is klaar reg, né? My eerste stappie het ek gesien, al my terme is klaar aan my linkerkant en my regterkant is gelyk aan 0.
Nou gaan ons mos kyk om te faktoriseer. Nee, alles links was ons eerste ene en regterkant gelyk aan 0 en ons sien dit is klaar gedoen. So hierdie ene lyk nou 'n klein bietjie anders, so ons het my 3x² plus 18x plus 27. Wat ek nou by hom sien, ek het 'n konstante van 3 wat in elke term voorkom. Nou gaan ek regdeur deel met 3, want daai 3 kan in elke term voorkom. Dit gaan nou net die som vir my bietjie makliker maak. So as ek nou hierdie term deel deur 3, die eerste termpie, moet ek die middelterm deel deur 3, moet ek die laaste term deel deur 3, en ek moet die regterkant ook deel deur 3, want onthou, wat jy met een term doen, moet jy met almal doen. Nou kan ek sien, ek het die som vir my 'n bietjie makliker gemaak, want nou het ek 'n x² plus 6x plus 9 gelyk aan 0. Nou gaan ek my linkerkant faktoriseer. So onthou om altyd dop te hou of jy dalk met 'n konstante kan deel om die vergelyking vir jou makliker te maak. As ek hom nou faktoriseer, dan gaan ek sien ek het my 2 hakkies. Die plus sê vir my die tekens in die hakkies is dieselfde, albei gaan 'n plus wees. Die faktore van 9 wat se som vir my 6 gee, is 3 en 3. So in hierdie geval kan julle nou sien, my 2 faktore lyk presies dieselfde. Nee, want ons volgende stap sê nou vir ons, stel elke faktor gelyk aan 0. Maar nou sien ek my 2 faktore lyk presies dieselfde, so ek kan maar net sê x plus 3 is gelyk aan 0, en as ek nou x oplos, dan kry ek x is gelyk aan min 3. As julle nou mooi sien, het jy eintlik nog steeds 2 oplossings oor jou 2 hakkies. Al 2 se oplossing is nou net min 3. Ons doen sommer 'n lekker paar voorbeelde, want dan moet julle reg wees vir julle huiswerk. As ons byvoorbeeld het minus 4x² plus 20 is gelyk aan 0. Nou kan ek sien, alles is klaar aan die linkerkant, en ek het aan die regterkant 'n 0. So, alles is reg aan die linkerkant, en my regterkant is gelyk aan 0. Dis klaar gedoen. Nou gaan ek weer kyk, want kyk, wat sien ek nou? Ek wil hierdie vergelyking vir my makliker maak. Met ander woorde, ek gaan regdeur deel, so ek gaan deel met min 4, want ek wil hom vir my makliker maak. En dan gaan ek kry x² minus 5 is gelyk aan 0. As ek hom nou gaan faktoriseer, onthou, 5 is nou nie 'n volkome kwadraat nie, maar ons kan hom nog steeds faktoriseer. Al wat ek nou net gaan onthou is wortel 5 maal met wortel 5 gee vir my 5, of die vierkantswortel van 5. So ek kan steeds my 2 hakkies skryf, en my 1 hakkie het 'n plus en my 1 hakkie het 'n min. X² se vierkantswortel is x, 5 se vierkantswortel is wortel 5. So hy kan nog steeds gefaktoriseer word. So daarom kan ek sê x plus wortel 5 is gelyk aan 0, of x minus wortel 5 is gelyk aan 0. So, as ek hierna kyk, dan kry ek my antwoord as x is gelyk aan minus wortel 5,
of x is gelyk aan plus wortel 5. As ons 'n voorbeeld het soos minus 6x kwadraat plus 5x plus 6 gelyk aan 0, gaan ek nou sien, om hom te kan faktoriseer, wil ek altyd my koëffisiënt van x kwadraat positief hê. So, ek sal in hierdie geval nou altyd regdeur gaan deel met 'n min 1, want ons faktoriseer nie met 'n negatief voor jou x kwadraat nie. So, as jy hom deel deur min 1, dan kry jy 6x kwadraat minus 5x minus 6 is gelyk aan 0. Om hom te faktoriseer, gaan jy doodgewoonweg jou reëls toepas. Jou faktore van 6, kom ons kyk gou-gou. Wat is ons faktore van 6? Ons moet nou 1 hakie plus 1 hakie minus wees, né? En dit moet die faktore wees wat se verskil nou vir my by minus 5 gaan uitbring. So kom ons kyk, as ons kyk na 3 en 2, en dan dink Tannie, moet ons dink oor 2 en 3. Want as ek nou kyk, dan sê ek 3 maal 3 is 9, 2 maal 2 is 4, dit moet min 5 wees, so dit gaan wees 4 minus 9 is min 5. So ek kan saam met die 3 in negatief sit. Goed, met ander woorde, as ek my hakies gaan kyk, het ek 3x plus 2 is in my 1 hakie, 3x plus 2, en in my volgende hakie het ek 2x min 3. Kan julle sien hoekom faktorisering so belangrik is? Nou gaan ek my faktore gelykstel aan 0, met ander woorde, ek het nou 3x plus 2 is gelyk aan 0, of 2x minus 3 is gelyk aan 0. Ek wil x alleen hê, met ander woorde, die 2 gaan oor na die regterkant toe, so ek het 3x is gelyk aan min 2. Ek wil x alleen hê, so ek deel deur 3, wat ek links doen, moet ek regs doen, met ander woorde, ek kry x is gelyk aan minus 2 op 3. By die ander faktor, gaan ek die 3 oorvat, met ander woorde, ek kry 2x is gelyk aan 3. Ek wil x alleen hê, so ek moet deel deur 2, wat ek links doen, moet ek regs doen, so ek kry x is gelyk aan 3 op 2. En dit is my 2 antwoorde. As ons kyk na 'n voorbeeld wat soos volg lyk, onthou ons vraag is steeds los op vir x. Nou gaan ons hier kan sien, hy lyk nou 'n bietjie anders, né? So ons het 4x minus 3 tot die mag 3. As ek 'n hakkie tussen hierdie minus in die x insit, dan verander hierdie ook na x minus 3 toe wat volg. En nou kan ek sien, ek het 'n gemeene faktor. Goed, so as ek nou my gemeene faktor uithaal, dan haal ek 'n x minus 3 gemeen uit, dan hou ek oor 'n 4x minus 3 se kwadraat minus 1. En as julle nou mooi kyk, kan julle sien hierdie faktor, kan jy sien, het ek my een term wat 'n kwadraat is, en my minus en nog 'n term wat 'n kwadraat is, so ek het binne in daai hakkie verskil van vierkant, want onthou 4 is ook 'n volkome vierkant.
So hy kan nog weer verder faktoriseer. So ons het my x minus 3. As ek hom verder faktoriseer, het ek my 2 hakies. Ek pas my reël toe. 1 hakie is 'n plus, 1 hakie is 'n minus. Hierdie vierkantswortel van 4x minus 3 se kwadraat word 2x minus 3. En die vierkantswortel van 1 is 1. Vierkantswortel van 4x minus 3 se kwadraat is 2x minus 3 en 1. Nou kan ek weer sien, as ek hom vereenvoudig, het ek x minus 3, dis my eerste hakie, my eerste blokhakkie. As ek hom vereenvoudig, kan ek my hakies uitmaal, met ander woorde, ek kry 2x minus 6 plus 1, en by my volgende hakie gaan ek ook die binnehakkie uithaal, so ek kry daar 2x minus 6 minus 1 is gelyk aan 0. Nou het ek net mooikies x minus 3 bly maar nog dieselfde. Ek vereenvoudig alles, so ek het 2x minus 5, en dan het ek 2x minus 7 is gelyk aan 0. Ok, so hier het ek nou 3 verskillende faktore, en onthou, ons het aan die begin gesê, as jy 'n derde graadse vergelyking het, derde graad, dan gaan jy 3 antwoorde vir x hê. Goed, so, weer eens is dit nou presies dieselfde manier, so ons het nou ons eerste faktor, ons tweede faktor en ons derde faktor. So ons kan nou sê x minus 3 is gelyk aan 0, of 2x minus 5 is gelyk aan 0, of 2x minus 7 is gelyk aan 0. As jy nou vir x gaan oplos, dan kry ons x is gelyk aan 3, of onthou, ek vat mos nou die 3 oor, dit is wat daar gebeur het. By die volgende enetjie gaan ek die 5 oorvat, so ek kry 2x is gelyk aan 5, ek gaan deel deur die 2, so ek kry x is gelyk aan 5 op 2. Of by die laaste enetjie gaan ek nou die 7 oorvat, so ek kry 2x is gelyk aan 7, deel deur die 2 of x is met ander woorde gelyk aan 7 op 2. En daar het ons nou ons 3 antwoorde. Sjoe, ons het nou sommer al 'n klomp voorbeelde gedoen, ek wil net nog graag een voorbeeld met julle doen. X kwadraat minus 2x minus 3 op x minus 3 is gelyk aan 2. Goed, onthou nou hierso is baie belangrik, ons het 'n beperking, nee? Want hier het ons nou 'n noemer. Onthou, ons het by die lineêre vergelykings met breuke het ons gesê, ons het ons beperkings, met ander woorde, x mag nie gelyk wees aan 3 nie. Goed, so, in hierdie geval gaan ons nou die eerste ding kry, ons KGV, en ons KGV is x minus 3. Dan gaan ons mos nou maal met ons KGV regdeur. Goed, so as ons maal met ons KGV, gaan ons hierdie maal met x minus 3. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Goed, so, as ek nou vermenigvuldig het met die KGV, gaan ek sien hierdie kant gaan hy uitkanseleer, so ek kry my x kwadraat minus 2x minus 3 is gelyk aan die regterkant,
gaan ek vermenigvuldig, dan kry ek 2 maal x, gee vir my 2x en 2 maal minus 3 gee vir my minus 6. Nou is ek weer terug hierso, dat ek alles na die linkerkant toe vat, en ek my regterkant 0 maak. So, hierdie kies moet nou almal links gaan, sodat ek my regterkant kan 0 maak. So ek kry x kwadraat minus 2x minus 2x minus 3 plus 6 is gelyk aan 0. So alles is nou na my linkerkant toe. Nou gaan ek verder vereenvoudig, so ek het x kwadraat minus 4x plus 3 is gelyk aan 0. Wat sê my volgende stapie nou weer vir my? Dis reg, my volgende stapie sê vir my, faktoriseer die linkerkant. Dis gelukkig 'n eenvoudige faktorisering. Plus beteken tekens in die hakies is dieselfde, albei gaan 'n minus wees. Die faktore van 3 wat se som vir my 4 gee is 3 en 1. So ek het x en x. Nou as ek nou elke faktor gelykstel aan 0, wat gaan ek dan sien? Dan sien ek nou x minus 3 is gelyk aan 0, of x minus 1 is gelyk aan 0. Ek wil x oplos, met ander woorde, ek moet die 3 oorvat, so ek kry x is gelyk aan 3. By hierdie enetjie moet ek die 1 oorvat, so ek kry of x is gelyk aan 1. Maar nou is dit baie belangrik, onthou jou beperking. Nou wat het ons aan die begin gesê? Ons het gesê x mag nie gelyk wees aan 3 nie. Met ander woorde, hierdie oplossing gaan nie van toepassing wees nie, of hy is ongeldig. Met ander woorde, ons antwoord is net x is gelyk aan 1. Goed, dan hoop jy het nou hierdie oefening geniet. Dit was nou sommer 'n deeglike les, 'n lywige les hierdie. Maar nou na al hierdie voorbeeldjies, kan jy jou huiswerk nou voltooi, dat jy seker is jy het hierdie nou mooi vasgelê. Sterkte vir al die huiswerk.